Goeiemôre. Groet julle almal in die naam van Jesus. Dis Moedersdag, 10 Mei 2020, en aan al die mamas, dis nou die dames met die kleinkindertjies, hulle is mamas, en dan aan al die maas, hulle nou al grootkinders, en al die moeders, as hulle nou al kleinkinders, aan elkeen van julle 'n wonderlike Moedersdag, en mag Jesus vir julle regtig omvou met sy liefde. Moedersdag bly mos maar 'n bittersoet dag, die soet van die wat is, en die bitter van dit wat was. Maar nou ja, die Here se genade is groot, en ons hou aan hom vas. Verlede week het ek julle vertel van my eerste ervaring met golf. Vanoggend wil ek vir julle vertel van my eerste golfdag. Ek is genooi toe na 'n boumaatskappy wat 'n golfdag aangebied het op Rondebosch golfklub, en daar tree ek toe nou aan saam met honderde ander manne. Maar ek wil vir julle sê, ek het alles gekry wat nodig was. Die handskoentjie, die wit hoedjie met die blou tosseltjie, die karretjie, die sak, die stokke, splintnuwe bodytjies, selfs sulke neongroen is, dat 'n handdoekie gehang aan die karretjie, die skoene, die alles. En maar ek was 'n bol senuwees, want ek het nog nooit so gespeel nie, saam met ander manne, vreemde mense nie, half in 'n kompetisie. En so toe ek nou nader stap om te gaan my eerste hou af te slaan, toe staan daar seker 30, 40 mans wat nou wag om ook af te slaan, maar en toe ek nou so nader stap na die bof toe en die bodytjie so neer wil sit, toe hoor ek iemand sê agter, dis seker 'n pro. Nou sien, op daai oomblik het ek almal mislei met hoe ek gelyk het, want ek was alles behalwe 'n pro. Ek was slegter as 'n amateur. Soos iemand eendag gesê het, your handicap was golf, en dit is waar. So kom ons los die storie daar, want ons gaan terugkom hierna toe. Sien, elkeen van ons word gelees. Mense lees ons, en ons lees mense, en ons vorm opinies oor wat ons sien, hoe mense optree, en mense doen dit selfs met ons, met elkeen van ons, kyk mense en hulle lees ons, en partykeer lees hulle reg, en partykeer lees hulle verkeerd. En wat maak ons daarmee? Ek wonder wat dink mense van my, wat dink mense van u? Mens kan ook nie die houding hê, ek gee nie om wat mense van my dink nie. Ek dink dit is belangrik, want as ons die beeld van Jesus wil uitstraal, en as ons sy volgelinge is, en as ons sy liggaam hier op aarde is, en as ons vir hom wil getuig, dan moet ons getuienis is belangrik, en ons kan nie net sê, ons gee nie om wat mense van ons dink nie. So 'n paar voorbeelde van wat 'n mens baie keer daar buite hoor, wat mense sê van ander. Ek hoor baie keer, maar hy is 'n skinderbek, of is 'n liegbek, of 'n skelm, of 'n synig, is inhalig, of is dierbare mense, of 'n sout van die aarde mense, of 'n groot Christen, en sulke woorde wat mense lees, en hierdie boek wat hulle lees, gee hulle 'n titel, en die titel is dan een van hierdie woorde. Nou vanoggend se boodskap is 'n baie eenvoudige boodskap. Daar is niks dik styks nie. Daar is nie nuwe wonderlike openbaring wat jy gaan ontvang nie. Daar is nie enige iets wat tot 'n redenasie kan lei nie. Dit is bloot een woordjie in een teksie wat Paulus aanhaal, maar dit verander alles. Dit verander letterlik alles. Nou as ek vir u vra, wat staan in Filippense 4 vers 4, is ek oortuig daarvan, almal sal weet wat daar staan. Party van die kinders of party van die volwassenes sal sê, daar staan, Filippense 4 vers 4, sê verbly jou in die Heer. Ons almal ken daai gedeelte. So, in Filippense 4 vers 4 staan, dat ons moet verbly in die Here. En dan wonder ek, as ek vra, wat staan in Filippense 4 vers 5, net die volgende vers, wie sal dit reg hê? En ons teksvers is vanoggend dan nou Filippense 4 vers 5, en daar staan, baie eenvoudig, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Paulus sê dit as gevolg van 2 vrouens in die gemeente, wat bietjie stry gehad het, en nie met mekaar mooi is nie, en hy kom, en hy sê vir hulle, verbly jou in die Here,
en dan sê hy, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Nou, hierdie woord vriendelikheid is dalk nie die heel beste Afrikaanse woord wat gekies kon word nie, maar om dit te beskryf, het ek gaan kyk wat sê die Engelse vertalings, en daar's 'n hele klompie woorde, van hulle is your kindness, your gentleness, your reasonableness, your moderation, your gentle spirit, your consideration and your graciousness. En dis hierdie woord waarvan Paulus praat, dat hierdie goeders, hierdie kindness, hierdie gentleness, hierdie reasonableness, moderation, gentle spirit, consideration and graciousness, laat hierdie bekend word aan mense. Laat mense dit sien, dat hulle die boek van jou lewe se titel maak, een van hierdie woorde, en nie een van die ander woorde nie, want dit is baie keer interessant dat ons dink baie keer anderste van onsself as wat mense van ons dink. Die klassieke geval is, jy sal met iemand praat en dan sal die persoon vir jou sê, weet jy, ek hou glad nie van skinder nie, maar dan is die naam daar buite wat daardie persoon het, is 'n skinderbek. Ek kan niks vir daai persoon sê nie, want as jy dit daai persoon gesê het, dan is dit daar buite. En maar die een woord in hierdie teks wat Paulus gesê het en wat al die vertalings dieselfde het. So die woord vriendelikheid kan in Engels vertaal word in 'n klomp verskillende betekenisse. Maar die een woord wat Paulus hier geskryf het, wat in Afrikaans en in Engels presies dieselfde is en presies dieselfde betekenis het en glad nie iets anders beteken as wat dit daar staan nie, is hy sê daar, laat julle vriendelikheid aan alle mense. Alle mense. En in die Engels all. Aan elke persoon daar buite. Laat ons vriendelikheid, of ons kindness, of ons gentleness, of ons moderation, of ons gentle spirit, of ons consideration, of ons graciousness, laat dit bekend wees, en bekend word aan almal. Jy sien, dis die toets, want selfs in konfliksituasies, selfs in moeilike omstandighede, is dit die toets. Want jy sien, daai goed, wat Paulus van praat, hierdie klomp woorde, dit moet ook uitkom as dinge nie 100% vlot verloop in ons lewe nie, as alles nie verloop soos wat ons het graag wil hê nie. Dit moet ook waar word in ons lewe wanneer die druk op ons is. Iemand het eendag die verhaal vertel dat as jy nou 'n lemoen vat en jy maak nou 'n gaatjie en jy druk hy lemoen, dan kom daar lemoensap uit. En solank daai vrug gesond is, sal daar net lemoensap uitkom. Maar as daai vrug 'n klein bietjie siek is, en onder daai druk om hierdie sap uit te kry, gaan jy ook die wurms uitdruk. En dis hierdie goed waarvan Paulus praat, is dat ons moet, wanneer die druk op ons is, wanneer daar spanning is tussen hierdie twee vrouens, sê hy vir hulle, laat dit nou staan, verbly hulle in die Here, en laat hierdie pragtige vrug, hierdie kindness, gentleness, moderation, laat hierdie goeie sigbaar raak, hierdie vriendelikheid, laat dit sigbaar raak, al is die druk daar. Hy sê aan alle mense, en dit beteken ook aan hulle wat ons nie so mal is oor nie, mense wat ons nie so gaande is oor nie. Hierdie teks sny ook aan by Matteus 5:46 wat sê, as julle lief het, wie vir julle lief het, wat se loon het julle daar, selfs die tollenaars doen dit. Het is maklik om iemand lief te hê wat vir my lief het. Maklik om liefde te gee en liefde te toon, het is maklik om kindness en vriendelikheid te gee, wanneer ek dit kry, maar dit is wanneer ons dit nie kry nie, wat die toets is. Wanneer ons die slegte diens kry, by 'n inbelsentrum, wanneer ons slegte diens kry by 'n winkel, wanneer ons sleg behandel word deur iemand en ons voel, ons is geregtig op beter diens. En dan maak ons, dan los ons hierdie kindness en hierdie vriendelikheid, los ons een kant, want ek staan nou op my regte. Ek betaal mos na hiervoor. Dit is juis in so 'n situasie, waar die Here sê, alle mense. Matteus 7:12, doen aan ander wat jy ook graag aan jouself gedoen wil hê. Dit sny daaraan. So mag hierdie eenvoudige woord, wat vanoggend bedien word, van dat ons vriendelikheid aan alle mense bekend word, mag dit vanoggend so inslag vind in jou gees en in my gees, dat as ons hier opstaan en hier vanaf uitgaan, dat ons nie net aan die mense vriendelikheid
betoon wat aan ons vriendelikheid betoon nie. Kom ons wees die mense wat dit eerste toon. Dit is baie maklik. Dit is baie maklik om hierdie ding reg te stel. Toe ek daai golfballetjie slaan en daai balletjie maak krrr, toe is alles gelyk gemaak. Toe weet die ouens, hy is nie 'n pro nie. En as ons daar buite wil bekend wees as kinders van die Here en ons wil bekend wees as mense van genade, wat genade kan gee, maar ons laat hierdie ding na, dan is dit die gelykmaker, dan weet die mense, is nie altyd so eg nie. Maar as ons hierdie ding reg kry, dat ons vriendelikheid aan alle mense bekend word, dan sal ons boek se titel genaamd wees, vriendelikheid. Christus gelykvormig. Mag dit inslag vind in die Gees, in Jesus se naam. Amen. Here Jesus, baie dankie vir die woord vanoggend, die eenvoudige teks, dat ons vriendelikheid aan almal bekend sal word. Here, ons erken vanoggend, dit is baie keer moeilik, dit is baie keer uitdagend, maar Here, help ons om nie te onthou om dit te doen nie. Verander ons gees so dat ons dit doen, omdat dit deel van ons lewe is, deel van ons karakter geword het. Dat u karakter so deel van ons geword het, dat ons nie hoef te onthou nie, maar dat dit spontaan sal vloei. Dankie Here, dat u vir ons goed is. Dankie vir al die liefde. Dankie vir u geduld met ons, om ons te leer. Dankie dat u saam met ons stap, in ons, by ons, rondom ons, en dat u voor ons ook stap, om hierdie situasies te kan hanteer. Dankie Here, ons loof u naam. Amen. Mag die Heer jou seën en beskerm, tot die aarde nuut en vry is. Mag sy hart jou lei tot in ewigheid, mag sy vrede